Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by nog 'n episode van Nisboere. Vandag verken ons potensiaal. Hier is 'n voorsmaakie. In hierdie episode van Nisboere, van verrassende smaakparels tot eetbare kuns, Fancy Schmancy bewys dat selfs die kleinste happie 'n groot indruk kan maak. Ons leer van cucamelons op Kleinkraak in Elandsfontein en Antoinette wys ons meer oor granaatskille. Corneille gesels met Von Botha van DigiForte oor die belangrikheid van menslike hulpbronbestuur in die landboubedryf. Hier's Corneille. Soos julle weet, is ons seisoenkompetisie aan die gang en die JAC bakkies staan gereed om gewen te word. Kyk gou hierna. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. So ek was 'n stay-at-home mom gewees en toe my jongste dogtertjie skool toe gegaan het, toe is ek soos nee, nou moet ek ietsie ook begin doen. En toe het ek die een middag by my sussie gaan kuier, sy het net van Frankryk af teruggekom en toe het sy hierdie balletjies saamgebring wat sy daar in 'n winkel gekoop het. Die oomblik toe ek dit sien, toe weet ek, hierdie goed is goed. So toe het ek besluit ek wil dit maak, maar ek wil iets anders insit, 'n ander flavour. En toe het ons gedink die balsamic vinegar sal great wees. Ja, en dis basically waar dit begin het. So ek het in 2019 het ek begin, so net so voor lockdown. Maar dit was actually fyn geweest want dit het ons baie tyd gegee om die balletjie half te perfect. Die balletjies word gemaak deur dis 'n molecular gastronomie wat hierdie food science is wat die balletjies hoe hulle gemaak word. So as jy hom nou in jou mond het, dan pop hy. So vir die manufacturer het ons nou 'n koffie wat ons aanwerk. Ons het 'n soja waarin ons werk en dan het ons die black balsamic. Die balletjies gooi jy dan nou net op jou pizza of op 'n slaai of as jy 'n canapé het, kan jy 'n balletjie opsit. Ons gooi dit in champagne, jy kan dit in gin and tonic, jy kan dit in ystee sit. Ons doen dit vir cheese platters. Die sooi kan jy op sushi sit. Ons het koffieballetjies wat jy in 'n koffie, in 'n friso, enige iets wat jy kan drink of eet, kan jy basically dit insit. Ons is bereid om te white label, so as jy ietsie het wat jy wil gemaak kry en dit is in 'n liquid tipe vorm, dan is ons baie bereid om te gesels en kom ons kyk of ons ietsie kan maak. Daar's 'n klein plaas Rosendal in die Kaap wat flavored vinegars maak. En ons het al vir hulle dan ook balletjies gemaak. Kyk, ek het in die kombuis begin en toe het ek naderhand iemand gekry om my te kom help. Want 'n mens kan, ek het ook maar 3 lyfies wat versorg moet word. En toe het ek daar nog iemand bygekry. En toe, omdat ons die goedjies met die hand maak, het my oulike man vir my alternative manier gekry om dit te begin maak, dat dit bietjie vinniger gaan. En en toe in 2021, toe is dit net te veel, so toe kry ek die fabriek en toe stel ek vir Carla aan, so sy is ons bestuurder, sy hou die skip aan die gang hierso, en en toe raak die orders ook te veel, so toe kry ons 'n warehouse controller wat die orders pak. Ek het 2 vrouens agter wat die bottling en die packaging doen. En toe het ons vir Bianca gekry, sy doen vir ons die food safety. So ons is FSA certified met ons food safety. So ja, so ons kan in retailers ingaan en allerhande sulke goedjies.
Ek dink die toekomsplanne vir Fancy Schmancy is baie groot. Daar's definitief amazing goeders wat wag vir ons. Ons sal baie graag op retail rakke wil wees, omdat ons nogals 'n niche produk maak. Elke keer as ek al verby 'n kaasrak loop, dan sien ek al my botteltjies daar staan. So, en ons is definitief besig om in die regte rigting te beweeg vir dit. So vir ander entrepreneurs sou ek sê, ek dink jy moet net begin. Fancy Schmancy het in my kombuis begin. Ek het probably 3 maande trial and error gehad om hierdie goedjies te maak voordat dit actually begin werk het. En ek dink as 'n mens half glo in iets, dink ek regtig jy moet soos aanhou en probeer. En ja, kyk maar hoe dit gaan. Net hierna. Kleinkraak is 'n Cucamelon plaas waar die gewas vars en ingeleg verkoop. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Vandag se kruikuier saam met Antoinette leer ons oor die gedroogde granaatskille. Geniet die bydrae. Een van die mooiste vrugtes vir my is die granaat. En wie sal nou dink hy is ook medisyne, sy skil. Sien julle hoe mooi lyk hy as sy skil gedroog is? Sy skil maal 'n mens nou op die maalklip. Die dermpoeier wat oom Johannes se oupa Hansie het vir hom die resep uitgewerk vir as ons vir die poliepe in ons derms en vir maagpyn en hy dik derm wat so lui kan raak. Is hierdie granaatskil. Jy kan hom sommer net so ook op 'n maalklip maal. Hy maal 'n bietjie swaar want hy's taai. En dan kan jy net so 'n mespunt vat van hom en hom in jou maag insit. Want ek dink so baie, die goed wat ons uit blikkies en uit bottels en goeders uit eet, het goed in wat nie in ons moet ingaan nie. En ons het al hoe minder tyd om wettige, regtig erge kos te eet. En as jy nou vir maag, darmgesondheid, en as jy nou wil sorg dat jou maag lekker jou kos verteer, gaan hierdie granaatskil wat jy tot 'n poeier maak op die maalklip vir jou baie help. En as jy nou bietjie terugdink as jy sukkel met hartlywigheid, dan wonder jy emosioneel, wat is dit wat ek so vashou dat ek nie my darmes kan ontspan nie. Dan kan 'n mens emosioneel daaraan werk en of jou darmpoeier of jou gemaalde granaatskil gebruik vir jou spysverteringsstelsel. En dan maak vir jou regtig erge wettige huiskos wat jy staan en maak met jou eie hande. Dis wat ons spysverteringsstelsels wil hê. Nie groot duur, grand, vreeslike kosse nie, eenvoudige kos. Daai vleis, rys en aardappels waarvoor ons so opgestaan het van ons ouers. Ek kook vir myself kos uit my eie hand uit die liefde van my eie hand uit. Dis hoekom my spysverteringsstelsel so bitter tevrede is. En as hy ongemaklik raak, dan het ek my granaatskil. Ja, ons almal ken die granaat as een van die superfoods, verskriklik gesond met al die antioxidante, maar wie sou nou ooit gedink het dat jy ook die skil kon gebruik. En nou vir iets eienaardigs maar lekker. Op Kleinkraak in Elandsfontein word die klein komkommertjie met groot sukses verbou, verkoop en verwerk. Kom ons gaan kyk. Kleinkraak het begin vanaf Pinterest. Ek het 'n cucamelon gesien wat die Afrikaanse woord vir 'n cucamelon is 'n muismeloen. En as jy hom proe, dan proe hy soos 'n komkommer en so effens soos 'n sitrussmaakie aan hom, wat 'n plaasvervanger vir 'n komkommer kan wees. Ek het vir my saad aangekoop en dit geplant en ja, dit het 'n belovende besigheid geraak en van daar af is ek gelukkig en ek wil net groter en groter raak met my muismeloen. Ek het basies alleen begin.
Ek het nooit gedink in my op my ouderdom kan mens basies 'n besigheid begin nie. En hier op die plaas het ons verskriklik baie klippe. En as jy vir my kom kuier, sal jy sien hier's nie tuin nie. Want ek in my hele lewe wat ons hier bly, het ek gedog, ek gaan nooit 'n klip uithaal nie, want dit is net te veel werk om 'n tuin te maak. En ek het begin om basies die grond en die klip uit te haal en van daar af het ek net besluit ek kan hierdie doen en ek het dit gedoen. Ek plant gewoonlik so einde Augustus, dan neem dit plus minus 7 weke van saad tot plantjie en dan plant ek dit uit in die land wat ek voorberei het en daarna vat dit plus minus so 3 maande vir dit om tot vrug te kom, van blommetjie af om tot 'n vruggie te maak. Elke liewe vruggie word met die hand afgepluk en dan verpak ons dit en ons verkoop dit aan die publiek. Om die cucumber 'n lange raklewe te gee, het ek besluit om dit in pekelwater in te lê, saam met 'n knoffel en saam met speserye wat jy daarby kan gooi en dit maak 'n heerlike aggertjie. Jy kan hom eet saam met enige iets op jou bord. Ek het vir Evelyn wat my help en dan het my seun ook besluit om my te kom help om die boerdery groter en groter te maak. Ons het die produk gehad, maar ons het nêrens gehad om te verkoop nie. Toe gaan doen ons aansoek by die Pretoria Boeremark. Toe gee hulle ons toestemming om uit te stal. Toe ons al begin uitstal het ons baie kliënte gekry wat belang gestel. Hulle het eintlik teruggekom en nog gekoop. So dit sê vir my klaar die mense like dit. Ek het van daar af het ek gesien, ek het 'n plain dill en ek het 'n spicy dill. Toe wou ek bietjie meer doen. Toe wou ek bietjie meer produkte kry om bietjie meer sales te maak. Toe gaan ek uit, toe kry ek die mees populairste een is ons sweet and sour. Dit is die traditional een wat jy kry op die rakke. En dan het ek van daar af het ek nog 8 verskillende ander soorte. Ons het van dill na spicy, na sweet, ons het enigiets wat jy na soek. My grootste droom hier by Klein Kraak is om 'n hektaar grond skoon te maak. Van 'n hektaar grond skoon te maak, die produkte in die grond te kry en dan weer te pluk. Van daar wil ek dit in die supermarkte kry. Weet jy wat, jy kan basies 'n besigheid begin met R0. So, as jy 'n stukkie grond het, ewen as jy net by jou ouers nog bly en jy wil net blomme plant, grawe die sloot, begin blomme plant, kry vir jou saadjies, begin dit plant. In ons Suid-Afrika is daar 'n afsetgebied. Jy sal wel 'n afsetgebied kry vir jou produk wat jy plant. Enige produk wat jy in die grond wil sit, sal jy 'n afsetgebied kry. Net hierna, Woonbota van Digiforte en Corneille gesels mensebestuur. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Imagine a world where your HR seamlessly integrates cutting-edge technology, global best practice, and legal compliance. Better still, a world where it's all taken care of by specialists, experts who have truly found their forte and do what they do best, so you can do what you do better. Introducing DigiForte. Leave it to us. Bespoke people solutions. That's our forte. Making the most of your biggest business asset, your people. That's our forte. Need more HR capacity? Like an extension of your business, DigiForte is here to support your current HR department. Or do you need all of it taken care of A to Z? DigiForte is even geared to function as if we are your very own HR department. At DigiForte, we walk an extra mile in your shoes because that's what people who know people do. And that's a promise we've kept for over 16 years. People, processes, performance. Call it human resources. Call it human capital. Whatever you call it, you can call on DigiForte.
Vandag gesels ek met Von Botha, besigheidseenheidshoof van Digi4Ty. Hulle maak menslike hulpbronbestuur makliker met kundige ondersteuning en toonaangewende tegnologie. Welkom hier ons vandag, Von. Dankie Corneille. Jy so lekker is dit om hier te gesels. Ons kyk altyd na hierdie episodes en dan dink ek myself, wow, kan nie glo ons is hier om 'n bietjie te gesels. Maar Von, sommer net so inleidend, is ek reg verstaan, julle is 16 jaar oud en julle is begin ook nou na die landbou kyk. Vertel ons net waar dit begin en hoekom ook landbou? Ja, dankie. Ja, ons is al van 2003 af al in besigheid. En ons is deel van die Digital Groep en Digital Groep het 'n visie gehad van hulle wou besigheid gehad het wat ons in Engels, skuis vir die Engels nou, maar end-to-end HR dienste kan lewer vir hulle kliënte. En daai visie het waar geword en sedertdien was ons gestig. En ons doen besigheid op 4 pilare. Menslike hulpbronbestuur wat ons kykers as HR sal ken en dan arbeidsverhoudinge wat labor law is en dan payroll en BE konsultasie. Ja. En landbou is ek het nou al afgelei, julle is al redelik julle vlerke op wyd versprei, maar is dit 'n nuwe afdeling vir julle? Nie soseer nie, maar ons kan sien dat daar landbou, ek dink die eerste ding is ons kan sien ons dis 'n vennootskap vir ons. Wanneer 'n kliënt na ons toe kom, daar's niks lekkerder as jy kan sien dat jy en jou kliënt dieselfde belange deel nie. Dit as ek moet vat nou, ons het nou met Callie Skooman gepraat en hy sê toe aan sy inleidende podcast sê hy daarso we are people business. En dit is vir ons lekker. As ons kliënte ons toe kom, ons kan sien daar's chemistry as ek dit so kan sê. En dit gee vir ons die platform om besighede beter te maak. Maar landbou nie soseer nuut nie, maar ons kan sien dat dit meer kompleks raak. As jy kyk na die tegnologie, hoe toe ons met Callie ook gesels ook, jy kan sien hulle implementeer koöperatiewe metodologieë. Dit is 'n besigheid daai. En baie van die mense met wie ons werk, is mense wat MBA's gedoen het, wat daar kom van 'n suiwer boerdery agtergrond, maar wat oorskakel na bestuursvlak toe. En dis vir ons lekker. Dis lekker mense met te gesels. So meer kompleks, as jy ook kyk na wat in die wetgewing aangaan en wat ons wêreld aangaan, ek dink 'n mens sal moet verstaan dat daai goed het 'n impak op 'n besigheid. Maar ons kan ook sien dat daar 'n vennootskap is. Ons kan sien dat boere vat die arbeidswetgewing ernstig en hulle mense ernstig en dit gee vir ons 'n platform om great goed te doen. Jy het klaar die regtig goed genoem, is lankal meer net 'n boer of 'n boerdery nie. Dit was so dalk lank terug, maar boer kan nie 'n konsultant en 'n arbeidsmakelaar en 'n partykeer nog 'n pastoor en alles exactly. Dis dan waar jy die kundigheid het en dat ek weet dat ek het ook sien dit draineer out. Dis ongemaklik as jy deur arbeidsprobleme gaan. En dit is intimiderend, nê? Iets wat jy nie elke dag doen nie, Ek sê altyd vir my konsultante, ons het ons 10,000 ure al agter die blad. Ons het nou al lesse geleer, ons doen dit lank genoeg en ons stel kundige mense aan wat weet wat hulle doen. En altyd as ek met my vrou so praat en sê ek van, "Jesus man, ek wil eendag met truffels boer." Maar dan sê ek vir haar, ek gaan baie geld verloor, ek gaan baie tyd vat en dit gaan my vir ewig vat om uit te kom. En dis waar ek voel ons vandaan kom. Dit is vir ons lekker om in te stap. Ons doen hierdie goed elke dag. So iets wat jy elke dag doen is tweede natuur vir jou. So vir ons om te kom op 'n oplossing vat ons vinniger en ons het al die lesse al geleer sodat jy dit nie hoef te leer nie. Want in ons besigheid wat ek vandaan kom met landbouchemiese produkte is generiese bietjie van 'n soms ongemaklikheid wat die ouens wil sien maar die oorspronklike hè. Maar is dit ook relevant by julle? Ja, nee, Debbie Victor, sy was ons een van die stigters van ons besigheid en sy is die direkteur in ons besigheid nou, het nog altyd gepraat van hoe belangrik dit is dat jy jou kliënt se besigheid moet verstaan, want 'n toepassing op een besigheid is nie noodwendig geskik vir 'n toepassing op 'n ander besigheid nie. So om jou kliënt se besigheid te verstaan en jouself te enmesh in jou kliënt se besigheid is krities belangrik vir ons. En hoekom ek dit sê, wat jy doen in landbou is anders dan noodwendig as wat jy doen in logistiek, et cetera. Maar jy het klaar gesê hoe groot julle is, alles wat julle doen, so ek kan maar net raai om dit alles te kan regkry, gaan julle seker 'n mate van tegnologie moet gebruik. Ja, as jy enigiemand wat by Nampo was, kan 'n waardering hê van hoe tegnologie, en dit is inspirerend om te sien hoe tegnologie bevorder in die landbou. Jy sal dink dat landbou so 'n tradisionele dissipline is half in 'n mate, nee, maar ek meen toe ons daar was, die drone tegnologie, you name it. So krities vir ons sê altyd vir ons kliënte, dis belangrik dat jou HR bybly by die besigheid. Besigheid ontwikkel en bevorder ongelooflik vinnig, veral met tegnologie nou. En ons moet seker maak dat ons HR metodologieë kan bybly daarbey op 'n dag. So vir ons, dit is either dat jy op jou selfoon kan jy nou jou betaalstrokie kry of jy kan jou leave submission doen, baie nice is. Dis regtig baie basies. Of aan die HR kant, ons doen baie video onderhoude. Dis nie meer tradisioneel wat jy iemand moet noodwendig sien nie. Daar's baie ontwikkeling daarin. Maar en dan aan die payroll
payroll-kant, weet ons is baie passievol oor payroll-bedrog en hoe ons dit kan bekamp. Dis groot stories daai. Absoluut, jy kan sien in die nuus na die afgelope tyd nou weer en dan skud ons net ons kop, dan dink ons maar hoe gebeur hier goed nog steeds met die tegnologie wat ons nog steeds het. Ons praat nou lekker oor die HR-sake, maar daar is baie meer wat julle doen as net dit. Ja, absoluut. Soos ek vir jou sê, die ideale kliënt vir ons is 'n kliënt wat 'n vennootskap so met ons wil hê op al 4 kwadrante, weet wat ons diens. Dit gee vir ons werklik daai holistiese view, weet van 'n kliënt, end-to-end kan ons spanne saamwerk, weet en die integrasie van ons spanne om nie in silo's te werk nie, weet as daar 'n payroll kwessie is om dit terug te voer na die HR span toe en die arbeidsspan toe, krities belangrik. Dat almal nie op hulle eie muurshoop sit op die einde van die dag nie. Maar daai deurlopende diens wat ons kan gee vir ons kliënte is, dink ek gee vir ons 'n groot competitive edge, as ek dit sou kan sê. Maar dit gee ook waarde. Ek dink dit dra waarde toe. Dit is amper soos 'n one-stop shop dan as dit kom uit daai afdeling. Exactly. Want dis nog lank praat tyd daar ongelukkig vinnig uit, maar net om mee te eindig, ek het klaar gesê in my oë is jou span, jou mense, jou beroepsbestuur is kritiek belangrik, maar as iemand nou daai afdeling van na die volgende vlak wil vat, wat se raad sal jy gee? Dis 'n lekker vraag. Ek sê altyd vir my kliënte, jy weet nie wat jy nie weet nie. Boere en besigheidseienaars is nie experts in die lyn wat ons is nie. En soos wat jy 'n expert sal inkry om 'n analise op 'n besigheid te doen, so doen ons dit. En normaalweg is ons approach dat ons sal ingaan na 'n kliënt toe, ons sal kyk waar is sy besigheid nou, wat is sy 5-jaar plan of sy 10-jaar plan en sodoende met die kennis wat ons het om 'n HR plan vir jou en HR strategie vir jou te bou wat saam met dit kan praat. En weer eens, daar's baie goed wat ons vir jou kan doen. Nie alles is noodwendig nou nodig nie. So baie belangrik om jou besigheid te verstaan en daai pad, daai vennootskap saam met jou kliënt te loop. Dink ek jy vroeër vraag my mooi geantwoord is dat jy is duidelik proaktief en dit maak baie sin. Te wag tot dit. Nee, dan het jy heeltemal verkeerde kante gegaan. Absoluut. Jy weet in enige besigheidsstrategie is daar 'n mense element in dit. En en ek dink 'n mens moet noukeurig gaan kyk na wat is dit wat daai besigheid nodig het op daai oomblik. Dit gaan anders wees oor 10 jaar van nou as daai besigheid gegroei het. En weer eens, andersins vervalle mense in 'n checkbox exercise en so kan ek nie 'n betekenisvolle impak maak op die besigheid nie. Ons is verskriklik dankie vir jou tyd vandag. Ek self het baie by julle geleer. Dankie Corneille, ons kan die hele dag gesels soos dit vir my lyk, hoor. Ek stem. Dankie dat julle saam gekyk het. Groete tot volgende week. En onthou om ons nisboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Ons wy hierdie episode aan die beier. Antoinette deel haar kruiekennis en ons ateljeegas is Skalk van Rooyen. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.